Ek wil julle gou so 'n paar vrae net vra voordat ons nou begin vanaand. En die eerste vraag wat ek julle wil vra is, as jy kon kies. Die eerste een moet jy jou hand op voorsteek, die tweede een hou jy net jou hand af. Maar as jy kon kies of jy 20 cm langer kan wees, hand op, of 30 cm korter, hou jou hand onder toe. Dis 'n paar van julle wat 20 cm langer wil word. Ek het nogals gedink oor hierdie vraag in my voorbereiding en ek het besef dat ek eintlik nie in 'n posisie is om te kan kies of ek 20 cm langer of 30 wil korter wees, want ek weet as ek nog langer word, dan word ek nog maarder en dit wil ek nie hê nie. Maar ek weet ook as ek nog korter word, dan word ek ook bietjie breër en dit wil ek ook nie hê nie, want dit gaan ook nie vir my goed wees nie. So as ek julle kan vra, onthou die eerste een is hand op, die tweede een is hand af. As jy 'n keuse gehad het om of op 'n krab te trap, of om 'n jellyfish te soen, wat sê jy gekies het? Krabtrap, ek is ook 'n krabtrapper hier, so weet julle, ek wil definitief nie 'n jellyfish soen nie. As ek julle kan vra, geen TV, of geen musiek, dan sê almal van, hier's 'n paar van julle wat TV, geen TV, ja, sorry, geen TV. Ek is ook vir geen TV, na vanaand se worship definitief geen TV. Ek sal kan doen met dit. En dan die laaste enetjie, vir die singles van julle wat hier onder ons is, vir die van julle wat nog nie getroud is nie, onthou, al is jy in 'n verhouding, is jy nog steeds single volgens die wet van Suid-Afrika. So as jy single is vanaand en nog nie in 'n verhouding nie, wil jy eendag trou, hand op, of wil jy oud word met 'n klomp katte, hand af? Okay, so daar's daarom 'n paar van julle singles wat getroud wil wees. Maar ons praat vanaand oor keuses. En my pa het my gesê, my pa het altyd vir my gesê, as ek 'n slegte keuse gemaak het en ek het iemand anders die skuld gegee daarvoor, het hy altyd vir my gesê, nee John, life is all about choices and you make the choice. En is dit nie die waarheid nie? Is dit nie so in die lewe is alles oor keuses. En elke dag het ons keuses om te maak. En hierdie oomblik is daar 'n keuse wat jy moet maak. Jy moet kies in hierdie oomblik. Of gaan jy vir my luister, of die van julle wat single is, gaan jy fokus op daai een wat jy nou gesien het, wie se hand op is, jy het die keuse. Of jy luister vir my, of jy dink nou die hele tyd aan daai persoon wat jy gesien het met die mooi lang hare, of daai fris ouetjie wat hulle hande opgehad het. Maar die keuse bly joune. Maar elkeen van ons wat hier is, moet keuses maak. En dis die realiteit in die lewe. En party keuses is maklik om te maak, maar party keuses is moeilik om te maak. Party keuses is sommer net om my skoene, wat se skoene moet ek vanaand aantrek, is vir my 'n maklike keuse, vir my vrou moeilik. Dis wel 'n moeilike keuse. Maar vir my is dit 'n maklike keuse. Maar daar's keuses om te maak in die lewe en elke keuse wat ons maak het nie dieselfde gewig nie, het nie dieselfde implikasies nie, het nie dieselfde waarde nie. Party keuses wat ons maak het ewigheidswaarde, soos as jy net nou jou hart vir Jesus gegee het. Dit is 'n keuse wat ewigheidswaarde het. Dis die beste keuse wat jy ooit in jou lewe gemaak het. Dis die beste keuse wat jy ooit kan maak, is om jou hart vir Jesus te kan gee. Maar dan is daar keuses wat nie so ewigheidswaarde, soos wat se skoene ek gaan aantrek vanaand. Dit het eintlik niks met die ewigheid uit te waai nie. Dis 'n tydelike keuse. Is net 'n tydelike keuse. Nou in die Bybel is daar 'n storie oor 'n tweelingbroers, Esau en Jakob. Nou baie van julle ken die storie oor die twee broers, is 'n tweelingbroers. Jakob het tweede uitgekom en Esau eerste. Esau was die oudste en Jakob die jongste. Maar die verhaal kry ons in Genesis 25 vers 29 tot 34. En lees dit saam met my asseblief, dit gaan nie agter my op die bord wees. Eendag was Jakob besig om sop te kook. Esau het doodmoeg van die veld af. Onthou, Esau is die ou boet. Het doodmoeg van die veld af teruggekom. Esau sê toe vir Jakob, gee my tog van daardie rooi goed, want ek wil doodgaan van die honger. Kan ek dit sien, was hier al iemand wat wou doodgaan van die honger? Ek weet, Loan steek sy hand daar op, daar agter, want ons het in die week tent opgeslaan, en dis eintlik waar my boodskap vandaan kom, is toe, of 2 weke terug het ons tent opgeslaan, en hier so by 11:30, 12:30, nou ons as span eet elke dag 12 uur saam, en hier teen 11:30, dis daai man so honger, hy sê, kan ons nie net 'n breek vat, asseblief? Toe laat hy my dink aan Esau, wat sy eerstgebore reg, okay, ek gee nou weg, maar wat sy eerstgebore reg opgegee het vir kos, maar kan ek net vir julle sê, ek was net so honger soos hy, as ek die keuse gehad het, ek ook net soos hy dit opgegee vir daai bord kos. Maar in elk geval, gee my tog van daardie rooi goed, want ek wil doodgaan van die honger. Dis hoe Esau sy ander naam Edom, wat rooi beteken, gekry het. Jakob antwoord hom, dis alles goed en wel, maar dan moet jy jou regte as oudste seun in ruil daarvoor gee. Wat maak dit eintlik saak, antwoord Esau. Ek is tog op die punt om van die honger te sterf. Bietjie oordryf as jy my vra. Wat beteken my eerstgeboortereg dan vir my? Jakob dring egter daarop aan. Lê 'n eed af
dat jou regte nou myne word. Esau het toe 'n eed afgelê en so sy eersgeboortereg as oudste aan Jakob, die jongste, verkoop. Toe gee Jakob vir Esau brood en sop. Hy het dit geëet en gedrink en weggegaan, asof sy eersgebore reg vir hom niks beteken het nie. Nou hierdie twee broers het al twee keuses gemaak in hierdie verhaal. Albei van hulle het 'n keuse gemaak, maar die verskil tussen die twee is, die een het 'n keuse gemaak op dit wat hy nou wil hê, op die behoefte wat hy nou in die oomblik gehad het, en die ander een het 'n keuse gemaak op 'n ewigheidsperspektief. Hy het 'n keuse gemaak op dit wat vir hom in die toekoms kan wag, 'n legacy wat daar vir hom kan wees. Hy het nie gedink aan die hier en die nou, dit wat hy nou nodig het nie, hy het gedink aan dit wat hy vorentoe kan kry. En 'n eersgebore reg in daai tyd was 'n groot ding geweest. Dit was nie 'n ligte keuse. Hierdie was nie sommer okay vir my tekkies vat ek 'n bord sop nie. Dit was nie hoe maklik hierdie keuse was nie. Hierdie was 'n groot keuse. Dit was 'n gewigtige keuse. 'n Eersgeboorte reg was gewees dat as die pa van die familie doodgaan, dan word daai eersgeboorte, daai oudste seun, word dan die hoof van die familie. Dis soos 'n koning wat sy seun by hom gaan opvolg en koning word. Dit was nie 'n ligte ding gewees nie. En nou kom die oudste seun van die koning en hy wil nie die koningskap kry nie en die ander seun kry dit. Dis hoe groot gewig dit was in daai tyd om jou eersgebore reg te verloor. En toe word Esau honger. Hy word honger en hy maak 'n keuse om hom in die oomblik vol te maak. Esau kom en hy maak 'n keuse wat hom in die oomblik vol maak en hy dink nie aan die ewigheidsperspektief nie, hy dink nie aan die implikasies wat hierdie keuse vir hom het nie, want wie van julle het al gelees in die Bybel en is reg van die begin van die Bybel af reg deur lees ons van die God van Abraham, Isak en Jakob. Wie van julle het al gehoor van die God van Abraham, Isak en Jakob? Kan ek net sien, as daarom 'n paar van julle. Maar die Bybel praat reg deur van die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Nou imagine, dis hierdie Jakob wat hiervan gepraat word. Imagine as Esau net vir sy broer gesê het, alright Pel, hou jou sop, ek gaan 'n halfuur van my tyd vat en my eie sop maak, my eie broodjies smeer en hom eet. Dan het die Bybel gepraat van die God van Abraham, Isak en Esau. Maar nou praat die Bybel van die God van Abraham, Isak en Jakob. Want Jakob het 'n langtermyn perspektief gehad. Jakob het nie gedink aan net dit wat hom nou gaan volmaak, aan net dit wat hy nou wil hê, die begeerte wat hy nou het nie. Jakob het gedink aan wat dit vir hom kan bied in die toekoms. Jakob het vooruit gedink. Hy het 'n keuse gemaak wat vir hom 'n legacy agtergelaat het. Hy het 'n keuse gemaak en daai keuse het gemaak dat sy naam nou nog in die Bybel geskryf word as die God van Abraham, Isak en Jakob. En partykeer is die realiteit dat ons baie keer keuses maak soos wat Esau maak en nie soos wat Jakob maak nie. En ek sê eers een om my hand op te steek om te sê ek is skuldig daaraan baie keer. My vrou bietjie meer as ek, want julle weet mos as daai special op Timo opkom, dan wil ek dit mos nou hê. Weet van 20 paar skoene is nie genoeg nie, ek moet 30 hê. Maar dan kom die einde van die maand, dat is ons honger. Maar ons het skoene. Ons loop daarom lekker. Maar ons is honger. Ek joke sommer net, my vrou bestel nie so baie op Timo nie. Maar is dit nie wat ons doen nie? Is dit nie wat ons doen nie? Ons soek dit wat ons nou wil hê. En dit wat ons nou wil hê, maak dit ons, ek weet nie, dit maak dit ons gedagtes verloor of ons sanity, ons helder denkery verloor wanneer ons iets sien wat ons nou wil hê, wat ons nou begeer. Weet, aan die einde van die maand klop my budget nie, want ek het te veel by Temu gekoop. Dit klink in die oomblik lekker om dronk te raak. Dis nou, yes man, hierdie dop, hy gaan nou lekker loop man. Ons gaan nou, dan voel ons lekker, dan sit weer kwaai, dan sit alles lekker, maar môreoggend as jy opstaan en dink jy, joh, wat het ek gedoen? Jy het nie gedink aan dit wat voor lê nie, Pel. Partykeer, en ek gaan nou 'n bietjie diep gaan, partykeer dink ons om 'n one night stand te kan hê. In die oomblik kyk ons na dit en ons dink, ja, dit gaan lekker wees. Dit kan lekker wees. Om net gou-gou seks te hê, sonder dat ek getroud is, dit gaan mos lekker wees. Dit gaan niemand seermaak nie.
Niemand hoef daarvan te weet nie. Dis mos 'n saak tussen my en wie ook al. En niemand gaan daarvan weet nie, dit gaan gou lekker wees en is verby en ons gaan aan met ons lewens. En ons kyk partykeer uit daai perspektief uit, want dit lyk in die oomblik aanloklik. Dit lyk in die oomblik, lyk dit goed. En in die oomblik lyk dit lekker. In die oomblik is dit al wat ek het, wat ek begeer. Dis in die oomblik die enigste begeerte wat daar is in my hart. En dan kom daar implikasies daarna, daar kom komplikasies daarna. En dan sê jy, Here, hoe kan U dit aan my doen? Hoe kan U toelaat dat hierdie met my gebeur? As daar komplikasies en implikasies is. Maar dan was dit 'n keuse wat ek self gemaak het. Omdat ek gekyk het na dit wat ek hier in die oomblik wil hê. Omdat dit wat in die oomblik is, vir my lekkerder, vir my beter, vir my mooier gelyk het, as dit wat God vir my wil hê. As dit wat die ewigheidsperspektief van my verwag. En ons almal ken iemand. En ek persoonlik weet van iemand. Ek ken hom persoonlik, wat een verkeerde keuse in sy lewe gemaak het. Want elkeen van ons, of jy dit nou wil besef of nie, is een keuse weg van jou hele lewe opmors. Van jou hele lewe weggooi. Een keuse weg. Ek ken iemand persoonlik, wat een aand 'n poeiertjie wou snyf, en net een keer deur sy vriende wou ervaar het wat dit is om hierdie te doen. En 'n paar maande later skei sy vrou hom. Verloor hy sy werk, verloor hy sy karre, verloor hy sy huis, verloor hy alles. En hy staan op die hoek van die straat vandag. En hy staan op die hoek van die straat en hy bedel vir geld, net sodat hy nog 'n fiks kan gaan kry. Hy het sy vrou, hy het sy kinders, hy het sy werk, hy het alles verloor. As gevolg van een slegte keuse wat hy gemaak het. Omdat hy gekies het dat dit wat hy nou in die oomblik wil hê, omdat hy dit vir hom belangriker gemaak het, as die uiteinde van die keuse wat hy gemaak het. Een keuse kan jou baie kos. En daar's 'n ou in die Bybel, Dawid, en almal van ons ken hom. Ek love vir Dawid. Ek love vir Dawid. Is een van my gunsteling karakters in die Bybel, is Dawid. Ek love sy stories, ek like om deur die konings te lees, ek like om deur 2 Samuel te lees wat gaan oor Dawid. Dis vir my 'n amazing boek, ek het al soveel inspirasie by Dawid gekry, ek kon al soveel keer medelee gehad het met Dawid, om te weet dat dit wat hy deurgaan, dan kon ek sê, joh Here, ek weet, ek verstaan, hierdie ou skryf iets wat ek voel, hy sit dit om in woorde, ek love vir Dawid, ek love hom. Maar Dawid is vir ons ook 'n goeie voorbeeld van iemand wat een verkeerde keuse gemaak het in sy lewe, en van daar af het sy hele lewe 'n spiral agteruit gegaan. Sy hele lewe van daar af as gevolg van een verkeerde keuse. Een keuse van dit wat hy nou in die oomblik wil hê, het hom gevat na plekke toe wat hy nie wou gegaan het nie. Het dit veroorsaak dat dinge met hom gebeur wat hy nie wou gehad het nie. En as ons die eerste 10 hoofstukke van 2 Samuel wat oor Dawid gaan, die eerste 10 hoofstukke van 2 Samuel, dan sien ons dat Dawid het elke oorlog wat hy in was, het hy gewen. Hy het oorwinnaar uit daai oorlog uitgestap in die eerste 10 boeke. Dawid was 'n goeie koning gewees. Elke beslissing wat hy gemaak het in die land was 'n goeie een, was die regte een, tot en met hoofstuk 10. Dawid was so goed gewees dat toe hy die koninkryk oorvat, het hy net 6 myl grond gehad. Hy het daai 6 myl verbreed na 60 myl se stuk grond toe wat hy gemaak het. Hy het elke oorlog gewen, sy grondgebied groter gemaak. Hy het goeie lewe gelei. Hy het 'n goeie leefstyl geleef. Hy het sukses behaal en toe kom hoofstuk 11. En almal van ons ken die storie wat in hoofstuk 11 gebeur. 2 Samuel 11 vers 2 sê, een middag nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy 'n besonder mooi vrou wat besig is om te bad. En Dawid staan hier op 'n plek, kom hy, waar hy 'n keuse moet maak. Hy kan 'n keuse maak hierso, en ek wil dit net bietjie relevant maak tot vandag. Hy kon 'n keuse gemaak het hier om terug te gaan in die paleis in. Maar hy het gekies dat toe hy scroll op sy foon en daar kom 'n pop-up van pornografie op, het hy gekies om op daai pop-up te klik en bietjie aan dit aandag te gee, want dis wat hy nou wil hê. Dis 'n begeerte wat hy nou wil volmaak. Hy wil nou net 'n bietjie kyk na dit wat op sy foon is, in steede daarvan om sy foon te lok en dalk weg te gooi of iets,
of 'n blokker op sy foon te sit, dat hy dit nie moet sien nie. Hy kon teruggaan in die paleis in, maar hy kies om te staan en kyk. Hy kies. Hy maak 'n keuse om pornografie te staan en kyk. En nadat hy dit gekyk het, gebruik hy sy mag wat hy gehad het, en hy laat vir Batseba haal. En toe Batseba by hom kom, toe slaap hy saam Batseba. En toe raak Batseba swanger, omdat hy saam met haar geslaap het. Omdat die keuse wat hy gemaak het vir hom in die oomblik gelyk het na die beste ding wat hy kan doen. In die oomblik het hy gedink, niemand gaan weet nie. Dit is ons geheim hierdie. Niemand sal hiervan uitvind nie. Dit gaan ons niemand seermaak nie. Dis 'n ding tussen my en jou. Ons gaan dit gou geniet en is klaar en is verby en ons gaan aan met ons lewens. Maar dit was nie so maklik nie, want daar was komplikasies. Die vrou het swanger geword. En toe die vrou swanger word, toe moet Dawid nou nog verder gaan as gevolg van een keuse. Een keuse, toe moet Dawid nog verder gaan en hy moet haar man laat doodmaak, want haar man was in die oorlogsveld. So hulle sou geweet het, nee, dit was nie haar man wat haar swanger gemaak het nie. Toe laat Dawid haar man haal en terugkom en hy probeer met alles in hom dat hierdie man saam met sy vrou moet slaap. En die man sê nee, hy kan nie terwyl sy mense in die oorlog is, saam met daai vrou slaap nie. Hy het 'n man met integriteit. En Dawid reël dat hy heel voor in die oorlog is, waar hy geweet het, hierdie ou gaan doodgemaak word. En dis die ding wat gebeur as ons sonde kies. As ons kies om dit wat ons in die oomblik wil hê, belangriker te maak, as dit wat vir die ewigheid duur. En ja, Dawid het vergifnis gevra en Jesus het hom vergewe. God het vir Dawid vergewe, want hy het met 'n opregte hart, met opregte berou na die Here toe gegaan en hy het vergifnis gevra en God het hom vergewe. Maar dit het hom nie laat vryspring van die implikasies van sonde nie. Dit het hom nie losgemaak van dit wat die sonde in sy lewe, dit wat hy gekies het. Hy het dit nie vrygespring nie. Daar was gevolge gewees van die sonde, want sonde, kan ek nou al vir julle sê, gaan jou altyd meer kos as wat jy bereid was om te betaal. Dit gaan jou verder vat as wat jy bereid was om te gaan, en dit gaan jou langer hou as wat jy bereid was om te bly. En as jy 3 goed wil neerskryf oor sonde, is dit daai goed. Dit gaan jou langer hou as wat jy bereid is om te bly. Dit gaan jou meer kos as wat jy bereid is om te betaal. En dit gaan jou verder vat as wat jy bereid was om te gaan. En Dawid se lewe vanaf 2 Samuel 11 was nooit weer dieselfde gewees nie. Van 2 Samuel 11 af het Dawid se lewe hand om keel omgedraai. Want die oomblik toe Dawid sonde kies, het dit hom verder gevat as wat hy wou gaan. Hy het gedink 'n one night stand gaan nie so erg wees nie. Dis net dit, niemand sal seer kry nie, niemand sal weet nie. En toe raak sy swanger en toe vat dit hom verder as wat hy gedink het hy sal gaan. Toe vat dit hom na 'n plek toe waar hy 'n moordenaar word, waar hy iemand se man moet laat doodmaak om toe te smeer die sonde wat hy gekies het, wat hy van 'n keuse gemaak het. Sy keuse het hom langer gehou as wat hy wou bly, want hy het aangegaan met sy lewe. Dawid het aangegaan met sy lewe. Hy het 10-1 nog steeds kerk toe gegaan, op 'n Dinsdag aand Young Adults toe gegaan, op 'n Donderdagoggend manne toe, Woensdag aand NVA. Hy het aangegaan met sy lewe. En 'n rukkie later toe kom die profeet Samuel by hom en hy sê, of die profeet Nathan. Toe kom die profeet Nathan by hom en hy sê vir hom, "Hey Pel, Jesus weet, die Here weet wat jy gedoen het." Hy sê vir hom, "Die Here weet." En ewe skielik raak Dawid lam. En ewe skielik kry Dawid 'n skuldgevoel. En ewe skielik kom hy tot die besef van die implikasies wat sy sonde gehad het. Hy het gedink almal het daarvan vergeet. Hy gaan aan met sy lewe. Dis 'n hele ruk later. Want sonde wat in die donker gehou word, sê die woord, sal van die dakke afgebasyn word. En ons lees vandag oor sonde in die Bybel, wat Dawid daai tyd gedoen het. Dit word van die dakke afbasyn. Sonde wat in die donker gedoen word, sal altyd na die lig toe kom. Dit gaan jou altyd langer hou as wat jy wou gehad het. Dit moet jou hou. Die derde ding is, sy keuse het hom meer gekos as wat hy bereid was om te betaal. Daai kind waarmee Batseba swanger was, is dood. Die kind het dit nie gemaak nie. Sy oudste seun het sy eie halfsuster verkrag. Toe maak sy ander seun daai seun dood, en dit het Dawid baie gekos. Alles, jy kan gaan lees 2 Samuel vanaf vers of hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 10, jy sal sien hoe goed was Dawid en alles. En as gevolg van hierdie een keuse, toe hy die verkeerde keuse maak, toe hy sonde kies, toe gaan sy lewe, want sonde het gevolge op ons lewe. En ek wil die volgende vraag vir julle vra vanaand, wat se keuses is daar in jou lewe? Wat se keuses is jy besig om te maak, wat jou verder gaan vat as wat jy wil gaan? Wat jou meer gaan kos
as wat jy bereid is om te betaal, en wat jou langer gaan hou, as wat jy wil bly? Wat se keuses is daar in jou lewe? Ek wil jou vra om bidend na die Here toe te sal gaan met hierdie vraag, en vir die Here te sal vra, Here, openbaar aan my, wat is daai keuses? Wat is die keuses wat ek maak om my in hierdie oomblik te bevredig? Wat is daai keuses wat ek maak, wat op die ewigheid implikasies gaan hê? Wat gaan lei na goed, Here, wat ek nie wil hê dit moet lei nie? Vra die Heilige Gees om jou te help daarmee. Want net so maklik dit is om een keuse te kies wat jou lewe opmors. Gelukkig is daar genade, gelukkig is daar Jesus Christus, gelukkig is daar die kruis van Jesus Christus. Want net soos een slegte keuse jou hele lewe kan opmors, kan een goeie keuse jou hele lewe verander vir die goed. Kan een goeie keuse jou lewe letterlik red. En sy naam is Jesus. Hy is die enigste. In 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te reinig en ons te vergewe van alles wat verkeerd is. Dis die belofte wat ons kry in die woord. Een slegte keuse kan jou hele lewe kos, maar een goeie keuse kan jou lewe red. Kies vanaand 1 Johannes 1 vers 9. As ons egter ons sondes bely, hy is getrou en betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Bring vanaand daai keuses wat jou lei na die sonde toe, na God toe, want hy is getrou en regverdig om jou te kan vergewe. Hy is betroubaar om jou te kan vergewe van dit wat verkeerd is, om jou te reinig van dit wat verkeerd is. Bring daai sonde, moenie daai sonde hou vas nie. Moenie dat daai sonde mag oor jou aanhou hê nie. Bring daai sonde na Jesus toe en vra Jesus vir vergifnis, want die woord sê vir ons, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe. Doen dit gouer as later, voordat daai sonde groter implikasies het, voordat daai sondes groter uitwerking het op jou lewe, as wat dit nou het. Stop dit. Bring dit na die Here toe. Vra die Here vir vergifnis. Jakobus 5 vers 16 sê vir ons, daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige uitwerking. En wat gebeur wanneer ons sondes teenoor God bely? Is ons ontvang vergifnis. Maar wanneer ons na 'n maat toe gaan, wanneer ons na iemand toe gaan en ons bely ons sondes teenoor 'n persoon, dan word ons genees, dan word ons gesond. Hierdie gedeelte sê vir ons, daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. En as jy nie iemand het om jou te praat nie, asseblief, maak seker jy bel die kerk, kom praat met my na die tyd, praat met Marius, praat met Thys, met Riandi, met Rosel, praat met enige een van ons wat hier by die kerk is. As jy nodig het, as daar sonde is wat jou vashou en jy kom nie skoon van dit nie, jy kom nie vry van dit nie, maak seker jy kom praat met een van ons, maar maak seker jy bely jou sondes teenoor iemand, sodat hulle vir jou kan bid, sodat jy gesond kan word. Bely dit heel eers teenoor God en vra vir hom vir vergifnis, sodat hy vir jou vergifnis kan gee, maar bely dit dan teenoor 'n vriend, sodat jy accountability kan hê, sodat daar iemand kan wees wat vir jou sê, nee Pel, hou op, ek sien waarmee jy besig is, stop dit, kom ons kyk of ons nie vir jou kan bid nie, kom ons kyk of ons jou nie 'n ander pad kan wys nie, kom ons kyk of ons daar nie 'n ander manier om uit hierdie uit te kom nie, want wanneer ons sondes teenoor mekaar bely, dan word ons gesond. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê, 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp, maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Maak vanaand die keuse. Kies om gesond te word, kies om 'n accountability partner te kry. Kies om iemand te kry in jou lewe wat jou aanspreeklik kan hou oor daai sonde. Iemand wat vir jou saam met jou kan bid, wat jou kan help, wat die proses saam met jou kan doen. Maar kry iemand. Maak vanaand die keuse. Kies dit wat nie in die oomblik nou lekker gaan wees nie, want dit gaan in die oomblik moeilik wees om daai sonde teenoor iemand te bely. Dit gaan moeilik wees om na iemand toe te gaan en te sê, ek struggle met hierdie, ek struggle in my gedagtes, ek struggle, ek is verslaaf aan pornografie, ek is verslaaf aan hierdie, ek sukkel met hierdie. Gaan praat met iemand, dit gaan moeilik wees in die oomblik, maar op die lang termyn gaan dit vir jou net soveel beter wees. Kies om gesond te word en kry 'n accountability partner aan wie jy jou sondes kan bely. Kies Jesus en sy vergifnis vanaand en kies om sy vergifnis te aanvaar, want Jesus het jou eerste gekies. Jesus het jou al aan die kruis gekies. Jesus het al aan die kruis gekies om jou van jou sondes te vergewe. Jesus het al aan die kruis aan jou gedink toe hy daar gehang het. Dit was nie die spykers wat hom daar gehou het, dit was sy liefde vir jou
wat hom daar gehou het. Hy het jou heel eerste gekies. Aan die kruis het Jesus Christus jou al gekies. Aan die kruis het hy al gekies om die verhouding wat daar was, wat geskeur was tussen jou en hom, tussen jou en die Vader. Aan die kruis het hy al gekies. Het hy jou al gekies om daai verhouding met die Vader te kan herstel, sodat jy met vrymoedigheid na Jesus toe kan gaan, sodat jy met vrymoedigheid na hom toe gaan, dit kan doen. Hy het jou eerste gekies, kies hom terug. Maak seker jy kies hom terug. Bely jou sondes teenoor hom. Kry iemand wat jou kan accountable hou op dit wat jy in die donker doen, sodat jy kan gesond word. Kry iemand om mee te praat. Ons gaan nou oorgaan na die nagmaal oomblik toe, en dan gaan die ouens vra om vir ons die nagmaal te kan regkry. En ons gebruik die nagmaal saam vanaand, om ons te herinner, want Jesus het vir ons gesê, gebruik die nagmaal ter herdenking, om onsself te herinner aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, om onsself te herinner dat al gaan die sonde wat ons in ons lewe het, implikasies hê, al gaan daar gevolge wees van dit, ons kan skoonkom van dit, want Jesus Christus het vir ons die prys betaal. Jesus Christus het vir ons aan die kruis die prys betaal. So wanneer ons daai nagmaal saam gebruik vanaand, wanneer jy daai kelkie en daai broodjie in jou hand vashou, praat met Jesus. Vra vir hom, Here, wys my accountability partner. Wys my met wie ek moet praat oor hierdie sonde wat ek in die donker hou. En vra vir hom, Here, sal U deur hierdie nagmaal vanaand my kom reinig ook van daai sonde. Kry vergifnis vir dit wat jy in die donker hou. Kry iemand om jou accountable te kan hou. Moet dit nie alleen doen nie. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê vir ons, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers die seun, nie die seun van na die mense wêreld toe gestuur, om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom verlos kan word. Jesus veroordeel jou nie vanaand vir daai sonde nie. Hy verlos jou van daai sonde. Dis nie hoekom Jesus gekom het om vir jou te kom sê hoe sleg jy is nie, hoe verkeerd jy is nie. Hy het gekom om jou te verlos en jou vry te maak van daai sonde. Hy het gekom om vir jou die krag van die Heilige Gees te gee, om jou te help met daai sonde. Hy het gekom om vir jou 'n gemeenskap van gelowiges te gee, om saam met jou die pad te kan stap, sodat jy genees kan word. Jesus Christus het nie gekom om jou te oordeel nie. Hy het gekom om jou te red. Moenie skaam wees oor daai sonde nie. Moenie skaam wees om daai sonde na hom toe te vat nie. Laat daai sonde jou hart breek. En vat dit na hom toe met vrymoedigheid, want hy het nie gekom om jou te veroordeel nie. Hy het gekom om jou te vergewe. En julle kan solank die nagmaal begin uitdeel. Jesus, soos daai liedjie sê, Lord, we remember. Here, ons onthou, ons herinner onsself, dat die enigste seun van God ons herinner onsself, Here, dat U enigste seun gestuur het, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, ons herinner onsself dat U vir ons in die kruis gesterf het. En ons weet, Here, dit was nie maklik nie. Here, toe die sweephoue U rug getref het, Here, toe U gesig so vermorsel was, dat dit onherkenbaar was, Here, dat U eie ma U nie kon herken nie. Here, ons weet, en ons herinner onsself vanaand, dat dit nie maklik was nie. Maar Jesus, dat U liefde vir ons so groot is, dat U liefde vir ons so baie is, dat U dit nog steeds gedoen het, dat U dit nog steeds gekies het, Here, en dat ek met vrymoedigheid kan weet, dat as U die keuse vandag weer moes maak, sou U dit weer gemaak het, want U het ons lief. Maar Jesus, dankie dat dit nie nodig was, om die keuse weer te moet maak nie, Here. U het een keer en vir altyd die dood oorwin. Here, U het een keer aan die kruis, die klagstaat wat teen ons gedien het U vasgespijker aan daai kruis, Here, sodat daar vir ons verlossing kan wees.
Here, en ons herinner onsself vanaand, Here, aan hoe moeilik dit vir U was, om vir 'n oomblik te voel hoe dit voel, as God sy gesig van jou wegdraai. Here, dat U gevoel het, hoe dit voel om deur God verlate te voel, aan daai kruis. Here, maar ons herinner onsself vanaand, dat die kruis vir ons genoeg is, dat die kruis genoeg was. Here, dat ons die sonde nie meer 'n houvas op ons hoef te gee nie. Here, dat ons kan vorentoe kyk, omdat Jesus Christus klaar gekruisig is, vir ons sondes. Vader, ek bid dat ons U vergifnis sal ontvang ook vanaand, dat ons U vergifnis sal aanvaar vanaand. Here, want ware liefde verdryf die vrees. So Vader, ek bid dat U dit in ons harte sal wakker maak. Here, dat U dit in ons sal moontlik maak, om ware liefde te ervaar in hierdie oomblik, Here. Ware liefde wat die vrees, wat sonde, wat skuld nog op ons het, Here. Daai vrees om na U toe te kom. Here, ware liefde wat daai vrees kom breek, kom bid ek nou, Jesus, dat ons daai ware liefde sal ervaar. Here, dat wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, ons dit saam sal gebruik, ter herdenking van dit wat U van ons vir ons gedoen het, Here, maar dat ons onsself ook sal herinner, Here, dit was nie 'n maklike prys nie, ons gebruik nie hierdie nagmaal ligtelik vanaand nie. Ons gebruik dit nie maar net vanaand omdat dit die eerste Sondag van die maand is nie. Here, ons gebruik dit omdat ons onsself herinner, dat sonder U is ons niks. Sonder die kruis van Jesus Christus beteken ons lewe niks. Maar Here, U het vir ons gekom en U het vir ons kom sterf. U het U liggaam laat breek vir ons, sodat ons vanaand hierdie nagmaal saam kan gebruik, sodat ons vanaand vrymoedigheid kan hê. So Jesus, dankie vir U liggaam wat gebreek is vir ons. En Here, dankie dat ons ook hierdie nagmaalkelkie kan saam gebruik vanaand, om ons te herinner aan U bloed wat gevloei het, U bloed wat gestort het, vir elkeen van ons, sodat ons nie meer veroordeeld staan nie, maar sodat ons rein en heilig en onbevlek voor U kan staan, wit gewas soos sneeu. Dankie Jesus vir U bloed. Here, my gebed is dat elke keuse wat ons maak van hierdie oomblik af vorentoe, ons die kruis in gedagte sal hou. Here, elke keuse wat ons maak, mag dit deur die Gees geïnspireerd wees. Here, mag ons nie kies dit wat ons nou kan bevredig nie, dit wat nou vir ons mooi is, dit wat nou vir ons lekker lyk nie. Here, mag ons kies dit wat vir U goed en aanneemlik is. Here, mag ons nie eers kies om te bid dit wat ons wil hê nie. Maar Here, mag ons kies om te bid en by U te hoor, wat wil U hê, moet ons vir U sê. Wat wil U hê, moet ons bid. Hoe wil U hê, moet ons gebedslewe lyk? Hoe wil U hê, moet ons stilte tyd lyk? Here, ek bid dat daar by ons die begeerte sal wees om U te kies bo enigiets anders. Here, en in die samelewing wat ons leef, wat dit moeilik is, wat daar soveel mooi is, soveel ander goed is, Here, wat so hard skree, wat skree, dis lekker, kom. Maar wat vir ons gaan sleg uitdraai, Here, ek bid dat as ons die keuse maak, ons U sal kies, en nie daai lewe nie. Dat as dit moet beteken, ons moet partykeer die moeilike keuse maak, en die moeilike ding doen, Here, gee vir ons die krag, soos wat U vir die apostels gegee het in Handelinge. Die krag om U woord met vrymoedigheid, al is daar teenstanders, al is daar mense wat teen ons is, al is die wêreld teen ons, Here, gee vir ons die krag om nog steeds te kies, om U te volg en U te behaag en U tevrede te stel. Mag dit ons hartsbegeerte wees, Here, net om U tevrede te stel. Mag dit wees wat ons kies elke oggend as ons opstaan. Mag ons dit vir onsself sê, vandag is my lewensdoel, vandag is my lewensmissie om Jesus Christus tevrede te stel en nie mense nie. Here, want as ons nog die guns van mense soek, sou ons geen dienaar van U kan wees nie. So Vader, ek bid dat ons dienaars van U sal word.
Dat ons U sal kies met ons hele hart, ons hele siel, al ons verstand en al ons krag. Dankie Here dat ek dit kan bid oor ons as Oase familie. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Amen.